En die van julle wat dalk nou nie weet nie, ek is die man van hierdie dame wat vanoggend vir julle so hallo gesê het. Die van julle wat dalk nou heeltemal confused is met wat nou vanoggend hier aangegaan het. Julle kan net imagine hoe dit in ons huishouding gaan. Ons is twee unieke, verskillende mense. En daar is nooit 'n dull moment in ons huis nie. So, en toe gee die Here vir ons nog twee kinders wat net so uniek, net so verskillend is. So, dis 'n vreugde in ons huis. Dankie my vrou. So, julle, nou het ek die mikrofoon, nou gaan ons praat. Nee, ek grap. Ons gaan, maar ja, sjoe. Ons gaan aan vandag met die 5de stelling, die ek is stelling. Ja, vir my, die Here kom bedien my so uit hierdie in hierdie goed. En ek besef vanoggend gaan ons nou weer nie eers naaste by uitkom by die omvang van wat hierdie eintlik alles behels nie. Maar die Here het ek glo 'n woord wat vir my so amazing is. En elke keer staan ek hier en ek bly net amazed, maar ek is so weggeblaas deur die Here se grootheid en goedheid oor hoe hy aanhou elke keer die pad voorberei vir dit wat hy besig is om te doen. As ek nou vir julle moet, ek weet nie wie van julle laasweek hier was nie, maar laasweek was absolute voorbereiding vir dit wat die Here vanoggend wil bring. En dan staan ek in humility hierso en besef, hierdie stukkie wat ek nou vandag bring, is weer net voorbereiding vir dit wat die Here in die vakansie wil doen. Met oom Piet wat bedien. Vandag is weer net voorbereiding vir môre. En ons moet daai onthou dat die Here is altyd besig om ons voor te berei. Ons is altyd in voorbereiding vir dit wat die Here môre wil doen. Dit wat jy vandag deurgaan is voorbereiding vir môre. En dit gee ons hoop vir môre. Ons kom dan nou daarby. Maar ja, ek weet nou nie wie van julle hier was laasweek nie, maar Marius is besig om te bid en die volgende oomblik te sê, die Here het 'n woord en hy begin te bedien uit Lazarus. En die verhaal van Lazarus met die doeke en Jesus het gesê, help julle met die man se doeke van hom afhaal en daar was 'n hele tyd van bediening. En ek wil net pause en sê, as ons nou net gou vir 'n oomblik terugkom en met hierdie 7 I am statements, die 7 ek is stellings wat ons vind, het ek gesê met van hulle is daar wonderwerke. Daar's eintlik met 'n hele paar van hulle is daar 'n wonderwerk wat eintlik net bevestig die waarheid wat Jesus praat. Dit is nie net, dit is waarheid, dit is nie net iets wat hy sê nie en dit word bevestig deur die wonderwerke. Nou julle gaan my nou nie glo, Marius het nie geweet dit is wat volgende kom nie. Maar kan julle nou raai wat se wonderwerk gaan met vandag se stelling? Dis nie 'n trick question nie, dit is die wonderwerk van Lazarus. Kan ek eers sy naam sê nie? Lazarus, wat uit die dood uit opgewek is. Die stelling wat ons vandag gepraat is, ek is die opstanding en die lewe. Nou julle, as jy nou al 'n paar keer hier was en jy weet hoe worry as jy nog glad nie hier was nie, jy sal hopelik kan volg met dit wat ons vandag sê, maar daai woordjie lewe is nou nie die eerste keer wat ons dit hoor nie. En ek gaan dit weer sê, en elke keer as ek dit sê, dan giggel sy, maar die lewe wat hiervan gepraat word is Zoe, en daar giggel Zoe weer. Sy weet nie as ons praat van haar nie, sy giggel vir iets wat haar boyfriend langs haar gedoen het, maar Zoe, jou ma het vir jou 'n goeie naam gegee. So, daai Griekse woord lewe is Zoe. En dit is nie lewe soos wat die ander Griekse woorde praat oor lewe. Ek dink is bios, of ek weet nie hoe mense dit uitspreek nie, maar wat gaan oor die biologiese lewe van ek is besig om asem te haal en in en uit. Hierdie is 'n lewe wat immortal is. Dis nie 'n lewe wat 'n einde het nie. Dit is 'n ewige lewe, 'n ewigheidslewe. Dit is 'n geestelike lewe, 'n wandel vigorously dependent on God, active, vigorously dependent on God. En ons het hierdie al gehoor in die heel eerste ek is stelling waar Jesus sê ek is die brood van die lewe, selfe woord. Toe praat ons oor Jesus wat sê ek is die deur, wat sê ek is die fisiese deur en hy sê deur my kom, die idee hoekom ek wil hê jy moet deur my kom is sodat jy by die lewe kan kom, 'n lewe van ewigheid. Maar nie net is dit 'n lewe van ewigheid saam met hom nie, hy wil hê ons moet daai lewe nou betree. Hy sê the enemy comes to kill, steal, destroy, but I've come to give you and to give it to you in abundance. Die Here sê ek wil hierdie lewe vir jou gee in oorvloed, want ek is die goeie herder. En dan kom ons by vandag waar Jesus sê ek is die opstanding en die Zoe. Halleluja. En die stuk waar dit staan en dit raak my, lyk my al hoe langer, so ek moet nou minder praat dat ons hierby kan uitkom, maar ons lees nou weer nog meer verse as die vorige keer. Lyk my dit raak nou meer. Ek sê seker waar dit gaan eindig nie, gelukkig is daar nog net 2 stellings oor na hierdie. So, dit kan nie so erg raak nie. Ek sien nou die dag, daar's 'n ou wat 'n nuwe wêreldrekord opgestel het. Ek het nie verder gaan lees nie, want ek het gedink, sjoe.
Maar hy het die hele Bybel gebreek in 96 uur. Nou wonder ek, het hierdie ou dit in een sitting gedoen? Ek het nou nie tyd gehad om te kyk of hy dit regtig gedoen het nie. Ek het nie 96 uur wat rond lê nie. So, ek weet nie wat regtig gedoen het nie, maar ons is amper daar. So, ek beloof, ek sal julle nie 96 ure besig hou vandag nie, maar ek sal probeer. Nee, ek grap. Julle vandag se verhaal wat ek wil na kyk, soos ons nou net gesê het, is Lazarus. En baie van ons ken die storie, en ek gaan regtig nie eers die surface scratch van wat eintlik in hierdie verhaal is, want ek kom nie eers uit by die kortste versie wat hier staan, Jesus wept in Engels. Ek praat nie eers vandag daaroor nie. Never mind van, in daai selfde stuk waar Jesus kwaad is, ons sien daar sit die Griekse woorde wat gebruik word is kwaad, jy moet myself jou eie navorsing doen, ek praat nie eers vandag oor dit nie, ons kan nie eers daarby uitkom vandag nie. Daar is een stuk waarby ek wil uitkom, maar ek wil eers met die hele verhaal lees in sy totaliteit, dat ons die verhaal kan hoor en dit in ons agterkop het, soos wat ons verder praat, want die verhaal alleen kan die Here jou bedien, en soos wat ons dit lees, my pragtigste vrou, want as jy moet luister, ek lees, gaan ons dalk regtig 96 uur hier staan. Hierdie verhaal het soveel waarhede, en my gebed is Heilige Gees, soos wat ons hier lees, dat u woord vir ons dit net sal oopbreek. Here, kom praat met ons, want u woord is waarheid. U woord is waarheid. Amen. Ek wil regtig daarby aansluit, want ek is so profoundly surprised met hoeveel diepte hier in hierdie verhale is. So, gaan lees dit in jou stilte tyd, en ek bid regtig dat die Here vandag iets die lewend sal maak, iets wat nodig is om te hoor, dat dit will come alive in your spirit. Johannes 11 vers 1 tot 44. Daar was 'n man met die naam Lazarus wat siek was. Hy was van Betanië, die dorp van Maria en haar suster Martha. Dit was die Maria wat die Here met geurende olie gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het, wie se broer Lazarus siek was. Die susters het toe iemand na Jesus gestuur om te sê, Here, kyk, hy vir wie u lief is siek. En toe Jesus dit hoor, het hy gesê, hierdie siekte lei nie tot die dood nie, maar tot die verheerliking van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Jesus het Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. Toe hy hoor van Lazarus se siekte, het hy nog 2 dae vertoef op die plek waar hy was. Eers daarna sê hy vir sy disippels, kom ons gaan terug na Judea. Die disippels sê toe vir hom, Rabbi, onlangs nog het die Jode u probeer stenig en u gaan weer daarheen? En Jesus het geantwoord, is daar nie 12 ure in die dag nie? As iemand in die dag loop, struikel hy nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Maar as iemand in die nag loop, struikel hy, omdat die lig nie by hom is nie. Nadat hy dit gesê het, sê hy vir hulle, ons vriend Lazarus slaap, maar ek gaan hom wakker om hom wakker te maak. Die disippels sê toe vir hom, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Maar Jesus het van sy dood gepraat, terwyl hulle gedink het, dat hy van die rus van gewone slaap praat. Toe sê Jesus openlik vir hulle, Lazarus het gesterf, en terwille van julle is ek bly dat ek nie daar was nie, sodat julle kan glo. Maar, kom ons gaan na hom toe. Thomas, wat bekend staan as Didymus, het toe vir sy mede-disippels gesê, kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterf. Toe Jesus daar aankom, het hy gevind dat Lazarus reeds 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem ongeveer 15 stadion ver, en baie van die Jode het na Martha en Maria gekom om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus op pad is, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê te vir Jesus, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie, maar selfs nou weet ek dat wat u ook al van God vra, God vir u sal gee. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Martha sê te vir hom, ek weet dat hy sal opstaan met die opstanding van die laaste dag. Jesus het vir haar gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal leef, al het hy ook gesterf. En elkeen wat leef en in my glo, sal tot in ewigheid nooit sterf nie. Glo jy dit? Sy sê vir hom, ja, Here, ek glo dat u die Christus is, die Seun van God, hy wat na die wêreld kom. En nadat Martha dit gesê het, het sy gegaan
haar suster Maria eenkant toe geroep en vir haar gesê, die leermeester is hier en hy roep jou. Toe Maria dit hoor, het sy hastig opgestaan en na hom gegaan. Jesus het nog nie in die dorpie aangekom nie, maar was steeds op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by haar in die huis was en haar vertroos het, sien dat Maria hastig opstaan en uitgaan, het hulle haar gevolg, omdat hulle gedink het sy gaan na die graf om daar te huil. Toe Maria aankom waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete neergeval en vir hom gesê, Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Toe Jesus haar sien huil, en dat ook die Jode huil wat saam met haar gekom het, het dit hom ewig ontstel, en hy het diep bewoog geword. Hy sê toe, waar het julle hom neergelê? Hulle sê vir hom, Here, kom kyk. Jesus het begin huil. Daarop het die Jode gesê, kyk hoe lief het hy hom gehad. Maar sommige van hulle het gesê, kon hy wat die oë van die blinde man oopgemaak het, tog nie voorkom het dat hierdie man sterf nie? Jesus het toe opnuut ewig ontstel na die graf gegaan. Dit was 'n rotsgraf en 'n groot klip het daarteen gelê. Jesus het gesê, vat die klip weg. Martha, die suster van die oorledene, sê toe vir hom, Here, hy ruik reeds, want dit is al die 4de dag. Jesus sê vir haar, het ek dan nie vir jou gesê, dat as jy glo, jy die heerlikheid van God sal sien nie? Hulle het toe die klip weggeskuif. Jesus het sy oë opgehef na bo en gesê, Vader, ek dank U, dat U my verhoor het. Ek weet dat U my altyd verhoor, maar ek het dit gesê, terwille van die skare, wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo, dat U my gestuur het. En nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit. Die oorledene het uitgekom. Sy voete en hande was met grafdoeke vasgebind en sy gesig met 'n kopdoek toegedraai. Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. Amen. Amen. Wat 'n stuk. En julle, ek gaan regtig nie, ons gaan nie vandag in diepte na hierdie storie kyk nie, dit is dalk vir 'n ander dag as ons 96 ure het. Maar julle, ons sien hierdie storie van Lazarus en as jy dit gemis het, hy het 2 sissies, Martha en Maria. En dit is interessant, ons praat ook nie eens vandag oor dit nie, maar dat daar verskeie kere genoem word, Jesus het hulle lief gehad, dis die mense, Jesus, dis die mense wat jy lief het. Ek gaan nie eers daarby uitkom vandag nie, maar ja, ek wil net kyk, het ons net weer vers 20 tot 27 waar ons die actual stelling kry, wil ek net geweer saamlees en want ons net gou hierdie saamvat en dan gaan ons eers wegspring. Ons het al klaar weggespring. Ja, so het vers 20. Toe Martha hoor dat Jesus op pad is, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Nou, interessant, die slim mense sê, hulle is baie slimmer as ek, hulle sê, heel waarskynlik toe die mense gegaan het om vir Jesus te sê, Lazarus is siek, as mens na die sommetjies doen, moes hy baie kort daarna eintlik al reeds dood gewees het, want hulle moes travel, hulle moes die nuus sê, en dan weer terug travel, en ons sien toe Jesus op die ouene aankom, was dit al 4 dae, en hy het 2 dae vertoef, so die sommetjies as mense nou kyk, maar dit is nie eers te sprake nie, die ding hierso is, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. En ons sien woord vir woord dieselfde, wat haar suster Maria, sy by Jesus kom, sê sy ook, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. En ek besef, soveel keer sit ek en jy in 'n situasie, en dan voel ons, met die situasies waarin ons self bevind, is dit net soos, Here, as u hier was. En ek wil vandag vir die waarheid sê, voor ons aangaan, want hierdie is nie eers eintlik my punt nie. Ek wil vandag vir jou sê, maak nie saak waarin jy jouself bevind nie, jy is nie alleen nie. Die Here is by jou. En dit stop nie daar nie, want ek wil vir jou verder sê, die Here is nie net by jou nie, sy woord sê in Romeine 8 vers 28, die baie bekende stuk, for those who love the Lord and those who are called according to his purpose, everything will work together for good. The Lord works together, everything for good, is eintlik so om, for those who love the Lord and who are called according to his purpose. Dan is my vraag, het jy die Here lief en is jy geroep, are you called according to his purpose? So kan nie vandag daarby uitkom nie.
Want dan wil ek vir jou verder sê, soos wat ek hierdie skrifgedeelte ook verstaan is, as jy jouself in 'n situasie bevind, en jy kan nog nie die heerlikheid van God in dit sien nie, en jy kan nog nie die beauty van dit wat die Here uit hierdie absolute chaos en uit hierdie absolute nonsens bring nie, dan wil ek vir jou sê, die Here is nog nie klaar met daai situasie nie. Glo jy dit? Want die Here maak 'n belofte, hy sê, ek laat alle dinge ten goeie meewerk, vir die wat my lief het, and those who are called according to my purpose. As die situasie waarin jy bevind, nog nie die heerlikheid van God tentoonstel nie, is die Here nog nie klaar met dit nie. Maar dan het ek en jy 'n verantwoordelikheid, om toe te laat dat die Here sy werk in en deur ons doen, sodat sy heerlikheid tentoongestel kan word. Is julle met my? En dis presies wat Jesus, hy sê, maar selfs nou weet ek, dat wat ook al van God vra, God vir u sal gee, en dis hoekom Annel lees. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Martha het geloof en sê, Here, ek glo u, ek vertrou u. Ons lees later, en ek dink ons kom nog daarby, ek kan nie onthou of ons terugkom nie, ek kan nie eens met my eie slides onthou nie, maar ons lees wat Jesus sê, hy was laat, en ek wil vir jou ook sê, partykeer voel ek, Jesus is laat, ja, kan hy nie kom nie. Ek wil vir jou sê, Jesus is nooit laat nie. Hy het met opset gewag, sodat Lazarus kan doodgaan. Nie net halfpad dood nie, mors dood. 4 dae, hy het al begin stink. Ek wil vir jou sê, Jesus is nie te laat vir die chaos waarin jy jouself bevind nie. Maar hy is besig om te wag, sodat sy heerlikheid tentoongestel kan word. En dan moet ons saam met die Here wag. Saam met hom geduldig en in nederigheid vir die Here wag. Jou broer sal opstaan. Martha sê vir hom, ek weet dat hy sal opstaan met die opstanding op die laaste dag. En hier verwys hy nou na die Daniël 12 vers 2 praat van baie van hulle wat slaap in die stof van die aarde sal wakker word, en sommige vir die ewige lewe en die ander van die tot skande, tot ewige afskeid. En Martha verwys eintlik van die opstanding en die day of judgment en al daai goed, en ek wil nou regtig nie vandag daarby ingaan nie, maar Jesus sê vir hom, jy mis, wow. Ja, maar nee, Jesus sê vir hom, ek is die opstanding en die lewe. Dit wat jy verwag, dit wat jy in glo, ja, daar kom dit, maar ek is die embodiment van opstanding. Ek is die embodiment, die menswees, die persoon van lewe. Opstanding is nie 'n event nie, dit is 'n persoon. En die lewe wat die Here vir my en jou het, is nie net 'n ding wat ons moet uitfigure nie, dit is 'n persoon, en ons kan dit net hê in die persoon van Jesus. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal leef, en hy sal, al het hy ook gesterf, daar is 'n ewige lewe. En elkeen wat leef en in my glo, sal tot 'n ewigheid nooit sterf nie. So al gaan jy menslik dood, jy sal aanhou lewe. Vir die wat die Here liefhet, die wat aan hom glo, is daar nie 'n ewige dood nie. Daar's net 'n ewige lewe. En dan die vraag, glo jy dit? En ek kan ook nie eens vandag hierby stil staan nie, maar hierdie is die belangrikste vraag wat jy van ooit in jou lewe kan antwoord. Is, glo jy in die opstanding van Jesus? En maak jy dit jou eie? En sy sê vir hom, ja Here, ek glo dat hierdie Christus is, die Seun van God, wat na die wêreld kom. Martha, glo jy dit? Ja. Glo jy dit? Glo jy dat Jesus die Christus, die Seun van God is, die redder wat na die wêreld kom het? Glo jy dit? Julle, ons wil net nie hier iets mis nie. Daar is 'n volgorde wat eintlik die patroontjie stel, wat eintlik die verder vertel presies hoekom hierdie hele storie is wat dit is. Daar's 'n opstanding. Ons sien opstanding. Maar die volgorde is belangrik, want daar's 'n opstanding en dan is daar lewe. En ons moet nie die volgorde mis nie, want daar is nie lewe sonder die opstanding nie. As daar nie 'n opstanding is nie, kan daar nie lewe wees nie. Dit is net as gevolg van die opstanding dat ons kan weet en dat ons kan sien dat daar 'n lewe is, en dit is daai Zoe lewe, is nie daai Zoe nie, die Zoe wat ons van praat hierso is die lewe wat die Here vir my en jou bepaal, wat hy vir my en jou wil hê. Ons kan dit net hê as daar 'n opstanding is. Ons kan dit nie uit ons eie bewerkstellig nie. Daar moet 'n opstanding wees. Daar kan nie 'n opstanding wees sonder iets wat voor dit moet gebeur nie. Daar's iets wat voor opstanding gebeur. Wat is dit? Dood. Daar kan nie 'n opstanding wees
sonder dat daar dood is nie. Anders is daar niks om op te wek nie. So daar moet 'n dood wees, sodat daar opstanding kan wees, sodat daar lewe kan wees. En as mens hierdie prentjie wil verder vat, en ek het nie eers so slide nie, want ek wil regtig nou nie in daai trap nie, want ons kan nog lank aangaan. Maar ons is eintlik iets wat voor dood kom. Wat is dit? Sonde. The wages of sin is, as gevolg van sonde wat in die wêreld gekom het, is daar dood. En die een persoon wat in hierdie wêreld gekom het sonder sonde, die enigste persoon wat nie die dood verdien nie, die enigste persoon het dood op homself geneem. Wat beteken? Hy het al my sonde en al my nonsens en al jou sonde en al jou nonsens op homself geneem. En hy was dood. Die enigste persoon wat dit nie verdien nie, was dood vir my en vir jou. En ek kan net imagine hoe die duiwel moes fees vier en gedink het hy wen. Hy het Jesus verwoes. Maar onthou wat ons die vorige keer gesê het, Jesus het nie sy lewe verloor nie. Niemand het sy lewe van hom geneem nie. Hy het sy lewe neergelê uit vrye keuse, omdat hy my en jou liefhet. Omdat hy geweet het, daar is sonde wat lei na dood, wat lei na ewige dood, het Jesus gesê, en die Vader gesê, ons kan nie dit laat gebeur nie. Daarom, vat die sonde van hierdie wêreld, my en jou nonsens, op Jesus, sodat hy kan doodgaan. En dit bring ons by, daar is 'n Vrydag, wat absolute chaos is, but there's hope because Sunday is coming. Daar is hoop, want daar is 'n Sondag. Ons is nie vasgevang in die Vrydag van dood nie, want ons weet daar's 'n opstanding, maar die dood moes plaasvind, sodat die opstanding kan gebeur. En die opstanding het gebeur, en die vyand is verslaan, dood is verslaan, hy het nie meer 'n angel nie, mors dood verslaan. Ons ken nie die waarheid, maar daar's 'n implikasie op ons lewens van hierdie. Daar moet 'n dood wees, sodat daar opstanding kan wees. En as gevolg van die opstanding kan ons die Zoe lewe betree. Ons kan die Zoe lewe betree sonder 'n dood en sonder 'n opstanding nie. Daar's dood, daar's opstanding, daar's lewe. En julle, ons moet nie onderskat die belangrikheid van hierdie stelling nie. Want sonder hierdie stelling, en sonder die waarheid van hierdie stelling, dat Jesus opstanding is, en lewe is, bestaan ons geloof nie. En Paulus sê dit, nie ek nie. En ek gaan dit in Engels lees, in 1 Korintiërs 15. Julle moet 1 Korintiërs 15 nou eintlik saam met hierdie lees. Maar ek kan nou nie vandag dit doen nie. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. As Christus nie die opstanding is, en dood was, en lewend geword het nie, is ons geloof useless, en is ek besig om hierso net my naam boude te maak. More than that, we are then found to be false witnesses about God, for we have testified about God, that he raised Christ from the dead, but he did not raise him if in fact the dead are not raised. Ons kan nie eens vandag oor hierdie diepte praat nie. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. And if Christ has not been raised, your faith is futile, useless, null, zilch. You are still in your sins. Dan is ons nog vasgevang in sonde as Christus nie opgestaan het nie. Dan is ons enigste plek en destinasie waarin ons op pad is dood. Then those who have fallen asleep in Christ are lost. Dan is ek en jy so verlore soos kan kom. If only for this life we have hope in Christ, we are of all people the most to be pitied. Maar, nie die but nie. But
Christ has indeed been raised from the dead. Hallelujah. The first fruits of those who have fallen asleep. Christ has been raised from the dead. He is alive. As daar nie 'n dood is nie, is daar nie 'n opstanding nie. En as daar nie 'n opstanding is nie, kan ons nie 'n lewe hê nie. Nie 'n ewigheid nie, en ook nie die volheid vrugdraende lewe hier en nou nie. Nou julle, dit is baie cute. Ons kan nie staan en sê Jesus is dood, Jesus het opgestaan en Jesus lewe. Maar wat beteken dit vir my en vir jou? En Paulus sê op verskeie plekke, ons kan nie vandag alles lees nie. Hy sê ek en jy moet deel, een word met Christus se dood. Ek en jy moet een word en deel in Christus se opstanding. Sodat ek en jy die lewe van Christus in ons kan hê. Romeine 6. Of weet julle nie dat ons wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood ingedoop is nie? Deur die doop is ons dus saam met hom in die dood begrawe, sodat net soos Christus deur die magtige heerlikheid van die Vader uit die dood opgewek is, ook ons so 'n lewe kan lei. Daar is dood, daar is opstanding en daar's 'n lewe, 'n nuwe lewe wat ek en jy kan lei, wat net kom deur 'n dood. Die eenheid deel van in Christus se dood en deel in Christus se opstanding, sodat ons die lewe kan hê. Hy gaan anders sê, as ons inderdaad met hom saam gegroei het in 'n dood soos syne, sal ons ook saam met hom groei in opstanding soos syne. Halleluja. Dit weet ons, dat ons ou mens saam met hom gekruisig is. Vrek, mors dood, vir way meer as 4 dae, sodat ons sondige bestaan tot niet gemaak kan word, en ons nie meer slawe van die sonde sal wees nie. Wie gesterf het, is immers vrygemaak van die sonde. As ons saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal leef. Julle, ons het 'n verantwoordelikheid om in die eenheid van Christus se dood en opstanding een te word met dit, sodat ons kan lewe. Vers 9, ons weet dat Christus, nadat hy uit die dood opgewek is, nie weer sterf nie. Die dood het nie meer seggenskap oor hom nie. Van die dood wat hy gesterf het, het hy ter wille van die sonde eens en vir altyd gesterf. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Beskou julle self dan so, dat julle in Christus Jesus dood is vir die sonde, maar lewend vir God. Waarvoor moet ons dood wees? Vir die sonde. Sodat ons kan opstaan en 'n nuwe lewe kan lei. Daar is sonde nie meer ons lewens beheer nie. Halleluja. Julle, daar is 'n geweldige verskil tussen Lazarus se dood en tussen Jesus se dood. En Lazarus se dood is 'n vooruitskouing van dit wat voorlê in Jesus en wat ons sien in Jesus, maar daar's 'n huge verskil wat ons moet kop. Lazarus het opgestaan. Halleluja. Hy was dood vir 4 dae en nou iets daaroor sê. Dood. So dood soos dit kom. Maar hy het opgestaan. Maar julle, spoiler alert, hy het weer dood gegaan. As hy nie weer dood gegaan het nie, sou ek hom vanoggend genooi het om sy getuienis te kom gee. Wow. Maar toe nou nie. So hy is dood. Hy het dit nie gemaak nie. This is going downhill. Maar daar's 'n massive verskil. Want Jesus het opgestaan en sal nie weer dood gaan nie. Daar's iets spesifiek wat met doodgaan in my en jou. En Jesus noem dit op die naam en dit is vir my so interessant want baie keer ons wil hê almal met die Here aanneem, maar ons wil nie hierdie versie saam met dit lees nie. Maar Jesus sê iets baie spesifiek in Lukas 9 vers 23. Hy sê toe het hy vir almal gesê: as iemand my wil volg, moet hy homself verloon. Die Engels praat van deny himself. En elke dag sy kruis opneem en my volg. Julle, die eerste ding wat moet doodgaan, en hier sê Jesus self, dis 'n ding wat elke dag moet gebeur. Elke dag moet ek opstaan en sê, Jesus,
maak vir Waldie mos dood, dat hy nie eers kan asemhaal nie, sodat net U deur my kan asemhaal. Elke dag, elke dag, elke dag, en die vyand wil die hele tyd kom en vir sê, nee man, daar's nog 'n bietjie lewe. Daar's nog 'n bietjie lewe. Die vyand wil hom in die lewe hou, maar hy stink. As jy vir hom kans gee om op te staan, hy stink. Daar kan niks goed uit Waldie kom nie. Al wat goed is wat uit Waldie kan kom, is as Christus lewend is in Waldie. Want dit is net God wat ultimately en completely goed is. Net hy. Die definisie van goed is God. Daar was eers in my notas nie. Daagliks, julle. As ek nie daagliks myself verloon, neerlê, my kruis opneem, myself aan daai kruis vasslaan, kan ek nie die opstandingskrag beleef in my lewe nie, en kan ek nie die lewe in my lewe, Zoe lewe, sien nie. Is julle met my? Ons weet hierdie, maar reflekteer jou lewe, 'n Waldie wat gekruisig is, sit jou eie naam daarin. Moenie julle almal my kruisig nie, asseblief. My vrou mag. Nee, ek grap. Moenie, asseblief. Marius het laasweek gepraat oor die grafdoeke. En julle partykeer, nie eintlik die meeste van die tyd, altyd, het ons mekaar nodig om die grafdoeke af te haal. Dis hoekom die Here dit so bewerk het, en ek het daar ook al gepraat, dat ons in community deel is van 'n geloofsgemeenskap, sodat ons mekaar kan help om die doeke af te haal. Die doeke is die teken van 'n ou lewe. Die ou persoon is dood, maar daai doeke sit. Partykeer is daai doeke wat nog vashou, en ek wil vir jou sê, die reuk van jou ou lewe sit in daai klere vas. Dis soos om 'n vuur te sit, jy kry nie daai reuk uit nie. Jou klere stank. Sonde sit vas in daai grafdoek. En ons moet daai lappe afgooi. Johannes 12 praat verder, hy sê, amen, amen, ek sê vir julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit net een enkele korrel, maar as dit sterf, doodgaan, dra dit baie vrug. Wie sy lewe lief het, verloor dit, maar wie sy lewe in hierdie wêreld gering ag, sal dit vir die ewige lewe behou. As iemand my wil dien, laat hy my volg. Ons het net gesien wat dit beteken. En waar ek is, daar sal my diensknegt ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. Amen. Die baie bekende Galasiërs 2 vers 20, en ek gaan hom gou 'n paar vertalings lees, want dit het vir my so, daar soos, hier sien ons weer, die eie ek, have been crucified with Christ. And die eie ek, no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Die Amplified sê, hy verduidelik dit mos nou so, hy sê, weer eens die eie ek, have been crucified with Christ, en dit beteken, that is, in him I have shared his crucifixion, ek deel in die dood van Christus. It is no longer I who live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith. En wat beteken dit? By adhering to, relying on, and completely trusting. Dit is 'n lewe neergelê, surrendered to, in the Son of God, who loved me and gave himself up for me. Die message, nou dit is 'n baie loslike vertaling, soos jy hom lees, hy sê partykeer goed baie mooi, lees dit met 'n regte vertaling ook, maar die message sê partykeer goed baie mooi. So, hy sê, I identified myself completely with him. Nou, ek wil vir 'n oomblik pause, want as ek hierdie sien, die woordjie identified, lewe ons in 'n samelewing, wat daai woordjie redelik, daar's nie 'n ander woord nie, verkrag, want ons kan deesdae as enige ding identifiseer. Maar ek en jy as kind van die Here, kan onsself net as een ding identifiseer, en dit is, as 'n kind van die Here. Dit is waarin ons identiteit vind. I identified myself completely with him. Indeed, I have been crucified with Christ. My ego is no longer central.
It is no longer important that I appear righteous before you or have your good opinion, and I am no longer driven to impress God. Hoekom? Because Christ lives in me. Ek het nie nodig om Jesus te probeer impress nie, want is hy wat deur my lewe. The life you see me living is not mine, but it is lived by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. I'm not going to back down on that. Are you going to back down on that? Ook nie so nie. Dietrich Bonhoeffer, ek moes van sy goed gelees het toe ek nog studeer het. Maar hy het 'n boek geskryf, The Cost of Discipleship. When Christ calls a man, he bids him to come and die. Dis presies eintlik wat Paulus oorskryf. Dis presies wat Jesus gesê het, ek roep jou, maar neem jou kruis daagliks op. As Jesus ons roep, dan roep hy ons om dood te gaan. Hy roep ons nie om 'n goedheid ons eie uit te probeer fix nie. Hy roep ons nie om uit ons eie uit goed te probeer doen nie. Hy roep ons nie om meer vir hom te probeer doen nie. Hy roep ons om dood te gaan sodat hy deur ons kan lewe. En die eerste ding wat moet doodgaan is ek, my eie begeertes, my eie wil, my eie drome, my eie ek. Hulle praat van die 4 dae en dit is interessant, daar is die Joodse bygelowe wat sê vir 3 dae hang die siel nou daar rond, is 'n bygeloof julle. So, dis nie die waarheid nie. Vir 3 dae hang die siel nou rond hier rondom die liggaam om te kyk met die hoop dat hy weer sal lewend raak en weer kan ingaan. En Jesus obviously weet dit, baie van die skooliere sê hy weet obviously hierdie. So teen die 4de dag is daai lijk al so dood, hy begin stink. En is daar nie meer eers 'n bygeloof wat dink dat die siel nog rondhang nie, hy is ook volgens die bygeloof weg. Hier sit van ons in situasies wat voel asof dit morsdood is. Ek het nie geweet wat aan hel oor gaan bid nie, maar hier is heel moontlik mense wat sit met 'n vaderverhouding wat so destroyed en verwoes is. Wat jy dink daai ding is morsdood, baie meer is 4 dae. Hier is heel moontlik huwelike wat mense dink is so verby red. Hy's morsdood. Hier sit heel waarskynlik mense in absolute krisisse en chaos wat dink die verhoudinge en die situasie is onredbaar. Ek wil vir jou sê, ons dien 'n Here wat morsdooie mense wat stink uit die dood uit kan lewend maak. Vier dae is nie vir hom enige iets nie. Ek weet nie wat jou situasie is nie. Ek besef ook, en ek sê dit met alle respek, ek ken nie die konteks nie, ek weet nie wat die konteks is nie. Ek is nie hier om te judge oor enige iets, oor enige konteks, oor enige ding nie. Ek weet die lewe is gecompliseerd. Ek besef dit. Ek wil jou ook net herinner, jy dien 'n God wat die dood oorwin het, wat self opgestaan het en wat lewe gee. Hy kan jou huwelik red. Hy kan jou verhouding met jou kinders red. Hy kan jou verhouding met jou pa, met jou ma red. Maar ons moet op 'n punt en 'n plek wees van totale, geheel en alle surrender aan hom en sy wil. Ek besef daar is invloed van buite, ander mense, dis nie net in jou hande nie. Ek besef dit. Maar ek weet ook wie ons God is. Ek wil vir jou sê in dieselfde asem hierdie 4 dae, en ek het dit al genoem, daar is goed in ons lewens wat die Here wil lewend maak, en ons goed wat die Here nooit weer lewend in ons lewe wil sien nie. En ons het laasweek oor daai gebid. Daai grafdoeke, daai goed, shame, guilt, unforgiveness, sonde wat in jou vasklou. Onthou die woord sê, as jy hom aanneem, jy is dood vir sonde, daai lewe is gone. Dan moet ons die klere van daai lewe ook agterlaat, want dit stink. En ons kan dit net doen om op 'n plek te kom
van surrender. Jesus het gesê, vat die klip weg, Martha. Die suster van die oorledene sê toe vir hom, Here, hy ryk reeds. Want dit is al die 4de dag. Jesus sê vir haar, het ek dan nie vir jou gesê, dat as jy glo, jy die heerlikheid van God sal sien nie. As die Here jou huwelik red, sal die heerlikheid van God sigbaar wees. As die Here verhoudinge herstel, is die heerlikheid van God sigbaar. Dis wat hy wil doen. Hulle het die klip weggeskuif. Jesus het sy oë opgehef na bo en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Ek weet dat U my altyd verhoor, maar ek het gesê, terwille van die skare wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. En nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, kom uit, Lazarus, kom uit. Daar moet eers dood wees, voordat Jesus vir jou kan sê, Annel, kom uit. Tannie Esther, kom uit. Daar moet eers 'n dood wees, voordat die Here nog vir ons kan roep, kom uit. Is jy bereid om jouself neer te lê? Elke stukkie. Die oorledene het uitgekom. Sy voete en hande was met grafdoeke gebind. En sy gesig met kopdoek toegedraai. Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. Halleluja. Ons het mekaar nodig om die grafdoeke af te haal. En julle, dis nie 'n plek van judgment nie. Asseblief verstaan my net gou bitter mooi. Dis nie 'n plek van om mense uit te haal nie. Dit is 'n plek van in liefde en van uitverhouding. As ek iets in my suster of in my broer sien, om te kan help, saam met hulle stap, hulle hand vat en saam te loop, sodat ons mekaar se grafdoeke kan afhaal. Dis nie 'n name and shame finger point en sê kyk hoe useless en sleg is jy nie. Daar is nie die gesindheid van Jesus nie. Dis eintlik wys dit net jy het klomp grafdoeke om jou. Verstaan ons mekaar? Want ons lewe in 'n tyd waar ons so lekker het like om mekaar uit te haal. Of dit nou online is, want dit is maklik, maar ook in persoon. 4 dae is nie vir Jesus 'n challenge nie. Soos Tannie Jones sal sê, die lig het geval. Ek het geprocrastinate en ek het so 'n notes app waar ek nou gedink het is nou die beste tyd om, terwyl ek klomp ander goed het om te doen, om my notas nou te delete wat nou baie oud is. En terwyl ek nou hier sit, toe was dit nog glad nie toevallig nie, want die lig het geval. En lees ek notas van 'n boek wat ek gelees het. Nou eerstens, Waldie lees nie baie boeke nie. Hy probeer die Bybel lees, maar ander boeke is net 'n groot uitdaging. So die feit dat Waldie 'n boek gelees het, is al klaar nogal redelik indrukwekkend. Die feit dat Waldie notas gemaak het oor enige boek is 'n verder indrukwekkende ding. En hierdie notas vang toe na my oog, want ek gaan net lees. I find so many people attempting unity with Christ in his resurrection and trying to bypass unity with him in his death. Julle, ons kan nie unity met die resurrection hê as ons nie ook unity het met die dood van Christus nie. You must first embrace your cross, the absolute and total denial of yourself, before you can taste the life he offers on the other side. The spiritual authority a believer's life was meant to carry only comes through complete and total abandonment of oneself to God. Remember, God has no desire to keep you dead. Die Here wil jou nie dood hou nie. He wants to kill the thing that is killing you. And infuse you, inbou, gooi, laat stroom, with his own resurrection power, authority and life. Julle, ek sluit af. Marius, ek dink dit was hy, ek kan nou nie onthou nie, het ook laasweek gepraat oor surrender, en hy het die beeld gehad van ons moet ons hard hats moet ons afhaal. Ons eie planne, die eie goed wat ons dink ons beskerm, julle, dit is eintlik die middelpunt van alles wat ek vandag wil sê. Om op 'n punt te kom van absolute and total abandonment of self. Om op 'n plek te kom van surrender. Karel weet nie eens waar ek praat nie, maar on bended knees, wat ons laaste gesing het. Dit is waar ons mors dood sal wees, as ons op ons knieë bly. En as ons begin bid, not my will for my life, but your will be done. Jesus. Nie my wil nie, net u wil. As ek bid oor my huwelik, Here, nie wat ek wil nie, u wil. As ek bid oor my verhouding met my kinders, Here, nie my wil nie, u wil. As ek bid oor my werk, Here, nie my wil nie, u wil.
As ek bid net oor enige ding wat oor my pad kom, of dit nou die persoon is wat voor my inry en ek kwaad voor is, of wat ook al dit is, nie my wil nie, Here, U wil. En help my dat ek sal reageer op 'n manier wat U heerlikheid tentoonstel. Ek gaan nou nie eers lees. Julle moet die einde gaan lees van 1 Korintiërs 15. Amazing. Death has been swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Die dood is oorwin. Ons kan nou lewe. Julle Friday is good. Die moeilike tye is goed, want daar is 'n Sondag op pad. En ek wil vir jou sê, daar is hoop met wat ook al jy jouself in bevind, want Sondag, in die eerste plek, is daar 'n Sondag wanneer die Here kan deurbraak bring in hierdie lewe, maar daar kom 'n ewige Sondag waar ons 'n ewigheid saam met die Here gaan wees. En ek wil afsluit met 'n lied wat eintlik klomp goed wat oor die laaste paar weke gesê is saamvat. Dit vertel eintlik maar net die storie van Jesus. Maar ek wil nie jy moet net luister nie, ek wil jy moet vra dat die Here jou kom bedien en jy die Here bedien. Dit is nie 'n lang liedjie nie, ons is 5 minute en ons is klaar, wees rustig, die kos gaan nie brand nie. Friday is good because Sunday is coming. Don't lose hope because Sunday is coming. Maar daar was 'n dood. Then he breathed his last and bowed his head. The Son of God and man was dead. Tears on their face, they laid him down inside that grave. Where did he? That wasn't the end. That wasn't the end. Let me tell you what happened next. The woman came before the dawn to find that stone already gone. When they looked inside, the angel said, "Why are you looking for the living among the dead? He's alive. He is alive. Hallelujah. He is alive. Give him praise. Give him praise. Lift him high. Hallelujah. He is alive." Here, dankie dat U lewe gee. En Here, dat ons dit het omdat daar 'n opstanding was. En Here, dat daar 'n opstanding was omdat U bereid was om dood te gaan. In ons plek, as ons, sodat ons U opstanding krag in ons kan lewend hê om te leef in U krag. Here, ek kom bid dat soos dat ons hier uitgaan, Vader, dat ons onsself sal neerlê, dat ons op 'n punt sal kom, Here, van absolute totaal en alle abandonment van onsself, Here, sodat U lewend kan wees in ons, sodat U kan leef deur ons. Dankie Vader vir U liefde en U genade. Dankie Jesus vir die prys wat U betaal het. Dankie Heilige Gees dat U in ons is, soos wat ons hier uitstap. Mag die genade van God ons Vader, die liefde van sy Seun Jesus Christus, die teenwoordigheid van die Heilige Gees met julle wees, soos wat julle hier uitgaan.